Goeiedag graad 12 leerders en welkom by vandag se besigheidstudies les. Ek is Elsie Klaasen en hierdie les word na jou toe gebring deur die Noord-Kaapse Departement van Onderwys in samewerking met Pakama Navorsing en Ontwikkeling. En vandag gaan ons kyk na vraestel 2 en ons doen die gedeelte 2 van ondernemingsvorme vir ons hoë risiko leerders. As ons kyk na ons lesdoelwitte, het ons die vorige les meer gefokus op die verduideliking van die eienskappe, die voordele en die nadele van elke ondernemingsvorm. En vandag gaan ons kyk na die 5 kriteria. So ons gaan kyk na die implikasies van belasting, bestuur, kapitaal, verdeling van winste en dan wetgewing op die sukses of die mislukking van 'n besigheid. So ek gaan net vir jou deurgaan. Ons kyk na alleenhandelaars, vennootskappe en dan soos ek die vorige keer vir jou gesê het, ons haal beslote korporasies uit, want vanaf 2008 is daar glad nie meer beslote korporasies wat geregistreer kan word nie. Dan kyk ons ook na privaat maatskappye, ons kyk na maatskappye met persoonlike aanspreeklikheid, publieke maatskappye, staatsbeheerde maatskappye en koöperasies. So as ons nou begin kyk na die kriteria, het ek vir jou hierso die eenmanssaak en dan het ek vir jou in die eerste kolommetjie het ek vir jou byvoorbeeld die eienskap wat gekoppel is aan die kriteria en dan het ek vir jou wat is hoe dra dit by tot die sukses van die besigheid en hoe dra dit by tot die mislukking van die besigheid. So as ons kyk na die eerste enetjie, het ons eenmanssaak belasting. Nou met eenmanssaak gaan jy onthou, daar's glad nie regsentiteit nie. Met ander woorde, die eenmanssaak, die besigheid en die eienaar is een. Hulle kan nie van mekaar geskei word nie en dus betaal die besigheid nie belasting nie, maar eerder die eienaar betaal belasting. So hulle betaal slegs persoonlike inkomstebelasting en dan hoe dra dit by tot die sukses van die besigheid? Eerstens, hulle word in hulle persoonlike hoedanigheid belas, soos ek nou net vir jou gesê het, en dis gewoonlik teen 'n laer koers in vergelyking met wat besighede potensieel kan betaal. As ons vorentoe gaan en ons kyk na die maatskappye, sal jy sien dat maatskappye betaal 'n vaste koers, maar omdat hulle winste baie groter is, betaal hulle die totale bedrag is baie meer as wanneer ons dit vergelyk met 'n eenmanssaak. En dan as ons kyk na die mislukking van die besigheid, as die besigheid dan wel groot word en baie suksesvol is en baie winste maak, kan dit veroorsaak dat die eienaar dan groter bedrae belasting betaal. So dis die belangrikste wat jy moet ken vir daai eerste enetjie. Dan, as ons kyk na bestuur, jy word die persoon of die eienaar bestuur hoofsaaklik die besigheid en hoe dra dit by tot die sukses van die besigheid? Eerstens kan ek vinnige besluite maak. So ek het nie enige iemand anders wat ek moet raadpleeg nie, dis net ek maak die besluit en ons kan vorentoe beweeg. En ons vermy dan natuurlik ook konflik. As ons kyk na die mislukking van die besigheid, ongelukkig as dit net jy is, gaan jy al die verantwoordelikhede van die besigheid op jouself moet neem. So jy gaan administratief, finansiëel, bemarking, al daai bestuursposisies moet inneem. Dit kan wees dat jy nie noodwendig die vaardighede het om dit te doen nie. As ons dan kyk na die volgende kriteria, kyk ons na kapitaal en ons weet dat die eienaar moet al die kapitaal bydra, met ander woorde 100% van die kapitaal. En daai kapitaal kan dan of eie kapitaal wees wat hy gespaar het, of dit is kapitaal wat hy by die bank geleen het. Maar dit is alles wat een eienaar bymekaar kan maak. So as ons kyk na die sukses van die besigheid, natuurlik gaan jy dan baie versigtig werk met daai geld, want jy het net soveel. Daar is nie nog beleggers of ander vennote wat kan bydra tot die kapitaal nie. As ons kyk na die mislukking van die besigheid, dit kan wees dat ek nie genoeg kapitaal bymekaar gemaak het om my besigheid te begin nie, of om my besigheid te kan laat uitbrei nie. So ek begin baie klein en dit wat baie stadig. En dit is ook dat as jy geld geleen het, soos ek nou vir jou gesê het, jy kan geleende kapitaal hê, dan is jy verantwoordelik vir die skuld wat jy aangegaan het. As ons dan kyk na die verdeling van die winste, een van die groot voordele van 'n eenmanssaak is dat jy kry 100% van die wins. En dan natuurlik vir die sukses van die besigheid, dit maak dat jy wil hard werk, want jy kry al die winste, hoe beter jy besigheid doen, hoe meer winste kry jy. En dit kan ook wees dat jy nie daai wins gebruik nie, maar dat jy dit eerder gebruik om die besigheid uit te brei.
So in plaas daarvan dat jy jou eie sak vol maak, gaan jy dan en jy stoor dit terug in jou besigheid in. Want onthou, jy en jou besigheid is nie van mekaar geskei nie. As ons kyk na die mislukking van die besigheid, die winste kan dalk nie al jou skuld dek nie, so dit kan wees dat jy nie al jou skuld kan betaal nie, en dan as ons kom by die wetgewing, kan jy sien die implikasie daarvan is, hulle kan jou persoonlike bates kom eis. As ons dan kyk na die laaste ene, soos ek nou gesê het, wetgewing, daar is gelukkig met 'n eenmanssaak geen registrasie nie, en dan weet ons natuurlik van ons eienskappe en nadele, daar is onbeperkte aanspreeklikheid. So net om jou vinnig te herinner, onbeperkte aanspreeklikheid is die besigheid en die eienaar is een persoon. So as die eienaar skuld aangaan, is dit op sy naam en hy is verantwoordelik vir al die skuld van die besigheid. En indien bates nie verkoop kan word nie, soos ons in die vorige skyfie gesê het, gaan hulle die eienaar se persoonlike bates kom vat. So hulle gaan jou huis kan kom vat, hulle gaan jou kar vat, om dan daai skuld af te betaal. So as ons in daai terme van daai twee goeders kyk na die sukses van die besigheid, omdat daar nie registrasie is nie, is dit baie goedkoop om te begin, is ook baie maklik om 'n eenmanssaak te begin. Die onbeperkte aanspreeklikheid moedig jou aan om harder te werk, want jy wil hê die besigheid moet 'n sukses wees, sodat hulle nie jou bates kom vat nie. En as ons kyk na die mislukking van die besigheid, weer eens jy daai persoonlike aanspreeklikheid, en dit is jy dan baie versigtig oor hoe jy jou geld spandeer. En jy moet seker maak dat jy die al jou lisensies en permitte reg het, volgens dit wat jou plaaslike regering van jou vereis, of jou munisipaliteit van jou vereis. As ons dan oorgaan na 'n vennootskap, ons gaan weer kyk na die 5 kriteria. Die eerste enetjie, belasting. Persoonlike inkomstebelasting, dis presies dieselfde as 'n eenmanssaak. Ek herinner jou, dis die enigste 2 wat nie hoef te registreer nie. Dis ook die enigste 2 wat nie regsentiteit het nie. Dis die enigste 2 wat dan nou onbeperkte aanspreeklikheid het, en hulle het ook geen kontinuïteit nie. So, as jy gaan leer, dan leer jy daai 2 saam, soos wat ons in die vorige les gedoen het, en die res leer jy dan saam, want baie van hulle eienskappe gaan ooreenstem. As ons kyk na die sukses, weer eens, jy word in jou persoonlike hoedanigheid belas, met ander woorde die belasting is bietjie laer. Onthou, ons vergelyk dit baie keer met publieke maatskappye of privaat maatskappye wat baie groter is. As ons kyk na die mislukking, dan sal ons sien dat as die besigheid weer eens baie groot groei, kan dit beteken dat ons oorgaan in 'n volgende gedeelte van ons belasting. So dan gaan die vennote meer belasting betaal, en dit is nie vaste belasting nie, dit wissel. So hulle gaan groter persentasies belasting betaal. En dit kan dan natuurlik mense ontmoedig om deel te vorm van 'n vennootskap. As ons kyk na die bestuur van 'n vennootskap, julle gaan moet saamwerk, al die vennote werk saam om die besigheid te bestuur, en eerstens is ons almal betrokke by die besigheid, en ons kan beter besluite maak, want dit is nie net ek wat al die besluite moet maak nie, ek het ander mense se insette, ek het ander mense se kennis en vaardighede, wat daartoe lei dat ons goeie besigheidsbesluite maak. As ons kyk na die mislukking van die besigheid, as ons moet sit en ons moet saamstem oor alles en alles eers debatteer, dan kan dit baie tydrowend wees. Dit kan ook wees dat ons glad nie saamstem nie, en dan kan dit lei tot konflik. As ons dan kyk na die kapitaal, die vennote dra kapitaal by, met ander woorde, elkeen gaan 'n gedeelte van die kapitaal bydra, en dis, as ons kyk na die sukses, is daar meer kapitaal. So as hulle vir jou vra om dit te verduidelik, dan gaan jy net sê, meer kapitaal word deur die vennote bygedra tot die sukses van die besigheid. Wat ek wel vir julle as hoë risikoleerders wil aanmoedig, is om so volledige sinne as moontlik te skryf. Maak seker jy ken die kern van die sin, en dan skryf jy 'n volledige sin om te probeer soveel as moontlik punte kry. As ons kyk na die mislukking van die besigheid, nie almal het noodwendig kapitaal in 'n finansiële vorm ingesit nie. Dit kan wees dat ek besluit het, ek het nie die finansies nie, maar ek het wel vaardighede of ek het wel kennis. So dit is wat ek dan bydra tot die besigheid. En natuurlik beteken dit daar is minder kapitaal om mee
te werk. As ons kyk na die verdeling van winste, dit word verdeel volgens die vennootskap ooreenkoms. Daar is baie belangrik. As hulle jou vra, wat is nodig? Sodra hulle praat van die vennootskap ooreenkoms, weet jy, dit is 'n vennootskap. As ons kyk na die sukses van die besigheid, hulle deel hulle winste en natuurlik, hulle wil meer geld hê, meer winste hê, so hulle gaan harder werk vir daai winste. As ons kyk na die mislukking van die besigheid, dit kan wees dat, soos ek gesê het, een persoon nie noodwendig kapitaal bygedra het nie, maar eerder fisiese arbeid of kennis bygedra het, en dan raak dit moeilik om te bepaal wat se waarde of wat se persentasie van die besigheid daai persoon verteenwoordig en hoe gaan ons die winste verdeel as almal nie noodwendig geld gegee het nie en een persoon byvoorbeeld vaardighede gegee het. So dit kan lei tot konflik tussen die vennote. As ons dan kyk na die laaste enetjie, wetgewing, daar is weer eens geen registrasie nie, maar baie belangrik, soos ek nou net vir jou gesê het, ons het die vennootskap ooreenkoms. En in daai ooreenkoms kyk ons na wat is elke vennoot se rol en verantwoordelikheid, hoeveel het elkeen bygedra in terme van kapitaal, en dan natuurlik moet ons ook kyk na indien hulle vaardighede bygedra het, en dan gaan ons kyk ook na watter deel van die skuld is hulle voor verantwoordelik. As ons kyk na die sukses van die besigheid in terme van wetgewing, dis baie maklik en goedkoop om te begin, net soos 'n vennootskap, en weer eens soos ek vir jou vroeër gesê het, 'n vennootskap en eenmansake is die enigste twee met onbeperkte aanspreeklikheid vir die vennote of die eienaars. Met ander woorde, hulle motiveer, hulle is gemotiveerd om 'n sukses te maak. Hulle wil nie noodwendig hê hulle persoonlike bates moet gevat word nie. As ons kyk na die mislukking van die besigheid, hulle is gesamentlik en afsonderlik aanspreeklik vir die besigheid. Met ander woorde, jy gaan nie noodwendig dieselfde betaal as 'n ander persoon nie. Die skuld wat jy aangegaan het, gaan jy betaal. En dan weer eens het ek gesê, daar's onbeperkte aanspreeklikheid. Indien een vennoot sterf of aftree, is daar nou natuurlik nie kontinuïteit nie. Met ander woorde, ons moet alles van voor af begin. So ek het vroeër gesê, die besigheid kan nie voortbestaan nie, want alles word op die vennote se name gedoen. As ons kyk na ons volgende ondernemingsvorm, dit is 'n privaat maatskappy en sy afkorting EDMS BPK is daar bo vir jou. Eerstens die belasting. Hulle betaal persoonlike inkomstebelasting sowel as maatskappybelasting. Want onthou, nou, soos ek sê, met maatskappye word die besigheid en die aandeelhouers van mekaar geskei. Die besigheid word sy eie regsentiteit. Met ander woorde, die besigheid kan skuld aangaan, die besigheid kan bates aankoop, die besigheid kan ook in 'n kontrak tree en dan ook die besigheid kan dagvaar en gedagvaar word. Daai 4 kriteria sê dat die besigheid nou apart funksioneer as 'n persoon, onafhanklik van die aandeelhouers. So die maatskappy, omdat hy regsentiteit is, moet natuurlik belasting betaal. So die maatskappy betaal belasting teen 'n vaste koers. Dit het ek nou al vir jou genoem toe ons gepraat het oor die eenmanssaak, en ek het vir jou gesê, dit maak dit baie keer bietjie makliker. Dit is 'n lae rentekoers, 'n lae belastingkoers, maar as soos die besigheid groei, kan dit wees dat daar baie belasting is. En dan ook, hulle kan belastingkorting kry. So in een van ons vorige lesse het ons gekyk na ons korporatiewe sosiale investering of belegging, en ons gesê dit is wanneer besighede teruggee vir die gemeenskap. So as hulle teruggee vir die gemeenskap en hulle kan bewys lewer daarvan, dan sal SARS vir hulle belastingkorting gee. Met ander woorde, hulle betaal minder belasting. As ons dan kyk na die mislukking van die besigheid, die feit dat hulle dubbel belasting betaal, kan potensiële aandeelhouers ontmoedig. Want die aandeelhouers gaan nou, ons 'n kleiner gedeelte wins wat hulle gaan ontvang, want belasting word afgetrek, en dan op die dividende wat hulle ontvang, word hulle weer eens belas. So ek wil jou net weer herinner, dividende is jou deel van die wins volgens die hoeveelheid aandele wat jy kry. Hoe meer aandele ek het, hoe groter dividende gaan ek ontvang. So as ek weet, die besigheid waarin ek nou 'n aandeelhouer is, die privaat maatskappy, gaan dubbel belasting betaal, dan kan dit moontlik vir my sê, nee, ek wil nie hier my geld belê nie.
As ons dan kyk na bestuur, hulle het slegs 'n minimum van 1. So, ek wil vir jou hierso sê, dit is 'n minimum van 1. So, 1 of meer direkteure nodig. En hulle word bestuur deur bekwame direkteure. So, dit dra by tot die sukses van die besigheid natuurlik. Want ek stel hulle aan natuurlik, nee. Ek sê dit is die vereistes wat ons wil hê vir ons maatskappy se direkteure. Direkteure weer eens verwys na die bestuur van die besigheid en ek stel bekwame mense aan. As ons kyk na die mislukking van die besigheid, daai direkteure ontvang 'n vaste salaris onafhanklik van hoe goed die besigheid doen. Natuurlik kan ek vir hulle bonusse aanbied ensovoorts as die besigheid goed doen, maar onder normale omstandighede kry hulle net hulle salaris. So hulle hoef nie noodwendig harder te werk om meer winste te maak nie. En so, met ander woorde, wat ons sê, hulle het nie 'n direkte belang in die besigheid nie, beteken dit hulle is nie aandeelhouers nie. Okay, so as jy 'n direkteur is dit ook moontlik dat jy aandele in die besigheid het en op die direkteursraad sit. Jy kan albei doen. Maar as jy nie op die direkteursraad sit nie, ontvang jy net 'n salaris. As jy net op die direkteure sit, dan ontvang jy net jou salaris. As jy wel aandele ook het, gaan jy dividende ontvang. So dan is jy meer gemotiveer om die besigheid meer winsgewend te maak. As ons kyk na die kapitaal, ons het nou gesê dit word deur aandeelhouers gefinansier deur die verkoop van aandele. Meer kapitaal kan verkry word, want as ons dit vergelyk met 'n eenmansaak, is daar net een eienaar. Met 'n privaat maatskappy is daar onbeperkte hoeveelheid aandeelhouers. En dan daar is ook geen beperking, soos ek nou vir jou gesê het, op die hoeveelheid aandeelhouers nie. So ek kan 'n baie groter maatskappy begin met baie meer mense wat bydra tot die kapitaal. As ons kyk na die mislukking, dit kan wees dat die besigheid wel nie goed doen nie en nie groei nie, en dan as ons nie goed doen nie en ons kry nie dividende nie, gaan dit mense ontmoedig om te belê. Dit kan ook wees met 'n persoonlike privaat maatskappy, kan ons nie aandele verkoop aan die publiek nie. Met ander woorde, ons is weer eens nog steeds beperk. Alhoewel daar 'n onbeperkte hoeveelheid is, gaan dit natuurlik minder wees as 'n publieke maatskappy, omdat publieke maatskappye aan almal kan verkoop. As ons kyk na die verdeling van winste, soos ek vir jou nou reeds genoem het, hulle ontvang dividende, en hierdie goeie opbrengste kan dan mense aanmoedig om aandele te koop, en hoe beter die besigheid doen, hoe meer waarde dra daai aandele. As ons kyk na die mislukking van die besigheid, hulle aandeelhouers kan hulle aandele verkoop as die dividende te laag is. Met ander woorde, as die besigheid nie goed doen nie, die winste verlaag, dan gaan ek eerder ontslaa raak van my aandele en iewers anders my geld gaan belê. Dit kan ook wees met dividende dat dit nie altyd uitbetaal word nie. So as die besigheid regtig nie finansiëel goed doen nie, kan hulle besluit hierdie maand gaan ons glad nie dividende uitbetaal nie. Ons hou daai geld en stoor dit eerder terug in ons maatskappy in. En dan laastens vir 'n privaat maatskappy, die wetgewing. Net soos al die ander maatskappye moet hulle registreer en moet hulle MOI, 'n memorandum van inkorporasie, of die ander woord wat jy moontlik gaan sien is 'n akte van oprigting. Wat moet hulle indien? En dan natuurlik die groot ene waarop ek wil fokus is regsentiteit en beperkte aanspreeklikheid. Beperkte aanspreeklikheid, om net te herinner, in teenstelling met onbeperkte aanspreeklikheid, beteken dit die besigheid funksioneer nou op sy eie, die besigheid maak skuld en dis is die besigheid verantwoordelik vir daai skuld. Jy as aandeelhouer is heeltemal veilig. Hulle kan glad nie jou persoonlike bates kom haal om te betaal vir die besigheid se skuld nie. So as ons kyk na die sukses van die besigheid, daar is nie 'n beperking op die hoeveelheid aandeelhouers nie. Dit het verander met van die wette. So hulle kan baie groter hoeveelhede aandeelhouers kry. En dan die persoonlike aanspreeklikheid. Die feit dat dit beperk is, gaan meer mense aanmoedig om te koop. Want hulle hoef nie noodwendig bekommerd te wees oor hulle persoonlike bates nie. As ons kyk na die mislukking, die oprigtingsprosedure, met ander woorde, hoe om jou besigheid te begin, kan baie moeilik en ingewikkeld wees.
kan ook baie lank vat en natuurlik kan dit baie duur wees, veral as jy moet dokumentasie laat invul deur 'n prokureur. En soos ek vir jou gesê het, daar's hoë oprigtingsuitgawes. As ons dan oorgaan na die volgende ondernemingsvorm, is dit maatskappye met persoonlike aanspreeklikheid. En ek wil hierso jou herinner dat hierdie twee, privaat maatskappy en persoonlike aanspreeklikheid maatskappy, baie dieselfde is met een groot verskil. Met 'n privaat maatskappy is daar onbeperkte aanspreeklikheid vir die aandeelhouers en die direkteure is slegs aanspreeklik vir skuld van die besigheid as hulle skuldig bevind word van bedrog. Met 'n persoonlike maatskappy, 'n persoonlike aanspreeklikheid maatskappy, is die direkteure hulle het onbeperkte aanspreeklikheid. So met hulle aandeelhouers het nog steeds beperkte aanspreeklikheid, maar direkteure het onbeperkte aanspreeklikheid. So daai is nogal 'n groot punt wat jy moet omkring en seker maak jy verstaan die verskil tussen die twee. As ons kyk na belasting, weer eens presies dieselfde, hulle betaal persoonlike inkomstebelasting op hulle dividende wat hulle ontvang en dan word die maatskappy belas op die winste. Daai belastingkoers is nog steeds teen 'n vaste koers en dit is natuurlik laer as dit van persoonlike inkomstebelasting. Die feit dat hulle dubbel belasting betaal is dan ontmoedigend vir potensiële beleggers. As ons kyk na bestuur, hulle het weer eens 'n minimum van 1 of meer direkteure, presies dieselfde as privaat maatskappy en ons kies natuurlik ons bekwame direkteure. En dan as ons kyk na die mislukking van die besigheid, weer eens, hulle het nie noodwendig 'n belang in die besigheid nie en hulle gaan nie groei maksimaliseer nie. As ons kyk na kapitaal, weer eens, hulle verkoop aandele en as ons kyk na die sukses van die besigheid, weer eens meer kapitaal kan verkry word. Hierdie is regtig presies dieselfde as privaat maatskappy. Mislukking, dit kan wees dat die besigheid groei of nie groei nie as gevolg van te min kapitaal, want weer eens, ons kan nie dieselfde hoeveelheid kapitaal insamel in vergelyking met 'n publieke maatskappy nie, want ons is nog steeds, dit is outomaties 'n kleiner groepie mense. Dan die verdeling van winste, ons het reeds gesê, ons verdeel dit volgens dividende, volgens dis wins per aandeel, en dan as ons kyk na die sukses, ek wil hê daar moet goeie winste wees, en hoe beter die besigheid doen, hoe meer beleggers gaan dit lok. Hoe beter lyk ons aandelepryse, hoe beter doen ons besigheid. So dit laat die besigheid groei en meer suksesvol wees. As ons kyk na die mislukking van die besigheid, as ons wel nie goed doen nie, dan gaan mense nie dividende kry nie, hulle gaan hulle aandele verkoop en die prys per aandeel word al hoe minder. Met ander woorde, die besigheid kan selfs doodloop. En dan as ons kyk na die laaste ene, wetgewing, hierdie is die groot verskil wat ek vir jou gesê het nou. So kyk weer mooi, gaan weer verduidelik. Jou vorige en huidige direkteure het onbeperkte aanspreeklikheid. Moenie die mekaar raak nie. Aandeelhouers het nog steeds beperkte aanspreeklikheid. Die direkteure, met ander woorde die mense wat die besluite maak vir die besigheid, die mense wat die besigheid bestuur, hulle het onbeperkte aanspreeklikheid as ons spesifiek kyk na 'n persoonlike aanspreeklikheid maatskappy. Dit is die groot verskil met hierdie enetjie. So as ons kyk na die sukses, die direkteure weet natuurlik hulle is verantwoordelik, so hulle gaan harder werk om die besigheid 'n sukses te maak, want hulle het, soos ek sê, onbeperkte aanspreeklikheid. En dis onafhanklik van bedrog of nie. Dit kan net wees as gevolg van swak besluitneming. Die direkteure teken ook 'n prestasiekontrak en dit is om hulle aan te moedig om goed te doen en dit motiveer hulle om professioneel en eties op te tree. Daai eties maak seker dat hulle besigheid reg doen en dat hulle niks wegsteek nie. As ons kyk na die mislukking van die besigheid, die opstel van die direkteure se prestasiekontrakte kan baie tydrowend en duur wees. Enigiets wat ek deur 'n prokureur moet doen, gaan kostes bydra tot my besigheid. Nou kom ons by die groot ene, publieke maatskappy. En as ons kyk na die belasting, meeste van die goederes gaan presies dieselfde bly. Dis veral by die kapitaal waar daar dan 'n groot verskil gaan wees. As ons kyk na belasting, die eienaars
en die maatskappy word belas. So weer eens, daar's belasting op persoonlike inkomstebelasting op dividende en dan maatskappybelasting op die maatskappy se wins. Die maatskappy se belasting is nog steeds teen 'n vaste koers en hulle kan weer eens belastingkorting kry as hulle deelneem aan hulle korporatiewe sosiale beleggingsprojekte. En weer eens presies dieselfde, hulle kan dubbelbelasting betaal of hulle betaal dubbelbelasting, nie kan nie, hulle doen. Hulle betaal dubbelbelasting wat dan beleggers gaan ontmoedig. Die bestuur, hier is 'n verskil wat ons het. Hulle het nou 'n minimum van 3 direkteure. Met ander woorde, omdat dit 'n baie groter maatskappy is en die potensiaal baie groter is daar nou 'n minimum van 3 direkteure nodig. Maar die res bly nog steeds dieselfde. Hulle is nog steeds hoogs bekwame direkteure en weer eens as ons kyk na die mislukking van die besigheid, gaan dit wees dat hulle, as hulle nie 'n direkte belang het nie, met ander woorde, as hulle nie aandele het nie, gaan hulle nie noodwendig so hard werk nie, want hulle weet, hulle verdien hulle salaris, dis al wat hulle moet doen. As ons kyk na die kapitaal, soos ek jou gesê het, hierso kom een van die groot verskille in, die aandele word aan die publiek verkoop. So nou is dit oop en ons koop natuurlik hierdie aandele op die JSE. So dit is oop. Enige persoon kan aandele koop, maak nie saak waar hulle is in die land nie. Met ander woorde, as ons kyk na die sukses van die besigheid, beteken dit daar kan baie groter kapitaal bydrae gelewer word tot die oprigting en die sukses van die besigheid. Want hoe beter die besigheid doen, hoe meer mense gaan aandele koop, hoe groter word die kapitaal, hoe meer kan die besigheid uitbrei en groei en suksesvol wees. 'n tweede vorm van kapitaal wat hulle kan verkry, is iets wat genoem word skuldbriewe. Nou, ons het gekyk na skuldbriewe, vroeër ons kyk na dit uit 'n beleggingsperspektief af, nou kyk ons vanuit die publieke maatskappy. So dit is wanneer die publieke maatskappy geld leen by die publiek en hulle leen dit nog steeds deur die JSE en natuurlik moet hulle daai skuld weer terugbetaal aan die publiek, maar hulle het daarom daai kapitaal wat hulle kan gebruik. As ons kyk na die mislukking van die besigheid, die groei is beperk as hulle nie genoeg kapitaal kry nie. En natuurlik is daar baie groter kapitaal nodig om 'n publieke maatskappy te begin, want dit is baie groter. Die verdeling van winste, die winste word nog steeds verdeel volgens dividende en hoë winste en groei opbrengste gaan meer mense aanmoedig om in die besigheid te belê. Soos ek nou net vir jou gesê het, hulle belê in die besigheid, die aandeleprys gaan verhoog en elke persoon wat koop dra by dat die besigheid groei en meer suksesvol word. As ons kyk na die mislukking van die besigheid in terme van die verdeling van winste, as die besigheid nie goed doen nie, as hulle nie dividende uitbetaal nie, kan dit veroorsaak dat mense hulle aandele begin verkoop. En dan verlaag ons aandelepryse, so die hoeveelheid kapitaal wat inkom is baie minder en stadiger. Dan die laaste enetjie vir publieke maatskappy is ons wetgewing. Maatskappye het regsentiteit, dit bly presies dieselfde as die ander en hulle het natuurlik beperkte aanspreeklikheid. Daai beperkte aanspreeklikheid wat net weer hier vir jou sê, dis op die aandeelhouers. As ons kyk na die sukses van die besigheid, die maatskappy en sy eienaars op die aandeelhouers is afsonderlike entiteite, soos ek nou 'n paar keer vir jou gesê het, hulle funksioneer apart van mekaar en dit kan mense aanmoedig om by die besigheid aan te sluit, want jou persoonlike bates, ek gaan dit hier skryf, jou persoonlike bates word beskerm. Die beperkte aanspreeklikheid maak ook dan voorsiening en ons kan groter risiko's neem, want weer eens my persoonlike begoeders is wel beskerm, so ek is meer gewillig om risiko's te neem. As ons kyk na die mislukking, die prosedures vir oprigting kan baie tydrowend, ingewikkeld en duur wees en natuurlik dis dan nou soveel meer in vergelyking met 'n privaat maatskappy. Die feit op papier bly presies dieselfde. Dit gaan nie verander nie. En dan die hoë opbrengste, oprigtings en stigtingsuitgawes vereis groot aanvangskapitaal. Dit is 'n baie groot uitgawe om die besigheid aan die gang te kry. Dan kyk ons na ons nuwensgewende maatskappye.
As ons kyk na belasting, hulle kwalifiseer natuurlik om nie belasting te betaal nie, want daar is nie wins wat gemaak word nie. Nie winsmeegewende maatskappy se mikpunt skuif van wins maak na eerder om die samelewing of die omgewing te bevoordeel. Die sukses van die besigheid, daar is belastingvrystelling en dit help dan die besigheid om te groei. Mislukking, daar word van hulle vereis om inkomstebelasting te betaal as hulle ander goeders doen wat wel vir hulle inkomste gee. So as dit iets is buite hulle besigheidsdoel en daai doel soos ek jou gesê het is skuif dan nou van wins na iets anders. Sodra hulle iets bo op hulle hoofsaaklike doel iets anders doen waar hulle wel inkomste maak, gaan hulle betaal. Die bestuur deur 'n minimum van 3 direkteure. Daar's 'n minimum van 3 direkteure want dit is ander mense se geld met wie jy nou werk. Jy werk met skenkers se geld. Die wetlike voorgeskrewe bestuursstruktuur verseker 'n georganiseerde maatskappy en weer eens, ek gaan mense aanstel wat ek seker is, hulle weet wat hulle doen en hulle weet hoe om 'n nie winsgewende maatskappy te funksioneer. Groot bestuurstrukture kan baie gecompliseerd wees en natuurlik daai mense verdien nog steeds salarisse. As ons kyk na die kapitaal, stigters belê in hulle kapitaal, so hierso het ons, dit is die stigters wat besluit, ons wil hierdie nie winsgewende maatskappy begin en dit is hoekom ons dit doen. Soos ek vir jou gesê het, hulle het 'n ander doel as wins. Hulle word gefinansier deur skenkings en buitelandse befondsing. So dis ander mense wat sê, uit die goedheid van ons hart gee ons vir julle hierdie geld. Daar is 'n onbeperkte hoeveelheid stigters, met ander woorde daar is baie groot kapitaal wat wel ingekry kan word. Dit kan wees dat die stigters nie baie kapitaal bydra nie, so ja, die potensiaal is daar, maar in realiteit is dit nie noodwendig wat gaan gebeur nie. As ons kyk na die verdeling van winste, daar is nie 'n verdeling van winste nie, want natuurlik is dit nie winsgewende maatskappy. So enige geld wat wel gegenereer word, gaan terug in die besigheid of terug in die doel, daai doel wat hulle het. Al die geld gaan terug in daai spesifieke doel in. Die wins van die besigheid word gebruik om ander behoeftes van die maatskappy te finansier. En dan die mislukking van die besigheid kan potensiële beleggers ontmoedig, want natuurlik kry hulle niks hier nie. Hulle kry nie dividende nie. Al wat hulle kry is 'n belastingsertifikaat wat sê hulle maak donasies tot 'n nie winsgewende maatskappy. As ons kyk na die laaste enetjie, wetgewing, selfs as al die ander moet hulle nog steeds hulle MOI of hulle akte van oprigting voorberei en indien en hulle benodig professionele hulp. Hierdie is die groot een waarop ek wil fokus, want hulle, dit is nie so maklik om 'n nie winsgewende maatskappy te stig nie. Daar's baie papierwerk en jy moet baie bewyse lewer van dit wat jy graag sou wou doen. So dit is nie maklik om te begin nie. Die maatskappy en hulle eienaars is afsonderlike entiteite, daar's nog steeds regsentiteit. Met ander woorde, skuld van die besigheid is afsonderlik van die stigters. So kyk mooi as hulle vir jou 'n scenario gee, dat jy kyk vir woordjies soos stigters ensovoorts. Die finansiële state moet geaudit word. Dis 'n baie groot nadeel, want natuurlik kos 'n audit baie geld. So dit is geld wat dan uitgawe en daai geld kan nie gebruik word vir die doel van die besigheid nie. Die mislukking van die besigheid, oprigtingsprosedures is tydrowend en ingewikkeld en duur. Daai moet bly presies dieselfde. As ons kyk na die laaste ene, korporasies, belasting. Korporasies betaal besigheidsbelasting, baie soortgelyk aan ons ander maatskappye. En weer eens is daar dividende wat gekoop, of dividende. So as ons dividende het met 'n korporasie, en ons verklaar dit dan aan die korporasie. So daai geld, met ander woorde die winste wat gemaak word, gaan terug in die besigheid in, dan het ons belastingvrystelling. So ek gesê het met 'n korporasie, skuif die fokus weer eens, sal as nie winsgewend, weg van wins af, maar met 'n korporasie skuif dit na die voordeel van die
besigheid en van die lede toe. So as ons wins maak en ons sit dit terug in die besigheid, gaan ons nie belasting betaal nie. As ons kyk na die mislukking van die besigheid, hulle word teen dieselfde koers belas as maatskappye en natuurlik dit kan baie hoog wees as die koöperasie baie goed doen en baie wins maak. Bestuur, hulle word deur 'n minimum van 3 direkteure bestuur, selfde. So ons het op hierdie stadium het ons vir publieke maatskappye, nie winsgewende maatskappye en koöperasies minimum van 3 direkteure. Privaat maatskappy en 'n persoonlike aanspreeklikheidsmaatskappy het ons 'n minimum van 1 direkteur. So as ons kyk na die bestuur en die sukses van die besigheid, alle lede het 1 stem. Dis baie belangrik want hulle stem. So as 'n besluit of wanneer 'n besluit geneem word, het elke persoon 1 stem en hulle stem vir die besluit en die meerderheid wen. So dis baie, dit word demokraties gedoen. Daai is baie belangrik. En in terme van die mislukking, besluite is dikwels moeilik. Dit kan nog steeds lei tot konflik. Selfs al is daar 'n demokratiese verkiesing, kan dit nog steeds lei tot konflik. En nie alle direkteure is noodwendig goeie bestuur nie. Baie kere is die lede van 'n koöperasie ook deel van die direkteure van die koöperasie. So as ons dan kyk na die kapitaal, met 'n koöperasie is daar 'n minimum van 5 lede en ek wil jou daarop let dat nou praat hulle van lede. Ons praat nie van aandeelhouers nie, maar lede. So met 5 lede kan ons dan die kapitaal, baie meer kapitaal inkry, wat elke lid dan inkoop. En as ons kyk na die mislukking, kan dit wees dat dit nog steeds beperk is. En dit is veral as ons dit vergelyk met 'n publieke maatskappy. Dan die verdeling van winste. Winste word onder lede gedeel. So ek wil vir jou net sê, as dit kom by 'n scenario tipe vraagie, gaan jy kyk vir kernwoorde, waar hulle praat van lede in plaas van aandeelhouers. Besluitneming word geneem deur middel van 'n stem. Dan weet ons hulle praat van koöperasies. As ons kyk na die sukses van die besigheid, elke persoon het 'n gelyke aandeel. Dit maak nie saak hoeveel jy in die besigheid inkoop nie, jy het nie meer stemreg as 'n ander een nie. En dan die mislukking van die besigheid, die koöperasies word gemotiveer deur diens eerder as wins. En daai diens is tot mekaar dat almal daaruit voordeel trek. Laaste enetjie, die wetgewing. Hulle moet registreer by die korporatiewe verenigings, die registrateur van korporatiewe verenigings, en dan ook koöperasies moet by die registreer en die oprigting is baie makliker as dit van 'n maatskappy. So met 'n maatskappy is daar baie, jy moet 'n memorandum van 'n koöperasie indien. As dit 'n publieke maatskappy is, moet jy natuurlik dan ook kyk om jou prospektus in te dien en jy gaan jou initiële offer uitstuur, jy gaan jou sekondêre offer, so dis baie meer werk. As ons kyk na die mislukking, dit kan wel nog steeds tydrowend en moeilik wees. So as ons kyk na die aktiwiteit, gee besighede raad oor hoe die volgende kriteria kan bydra tot die sukses of die mislukking van 'n privaat maatskappy. So eerstens weet ons kyk dan na 'n privaat maatskappy en hulle verwys hier spesifiek na belasting en verdeling van winste. So jy kan dit gou probeer jou sinne so uitbrei so ver as moontlik en dan probeer onthou wat 'n tipe belasting betaal 'n privaat maatskappy en hoe verdeel hulle winste. As jy die eienskap ken, kan jy dit maklik toepas tot die sukses of die mislukking van die besigheid. As ons nou kyk na die oplossing, dan het ek weer net vir jou die tabel hier gesit en ek het bietjie meer opsies ingesit. Wanneer jy gaan leer, gaan probeer om die kortste sinnetjies te leer en probeer dan ook om, soos ek sê, die eienskap te ken wat gekoppel is aan daai karakters of daai kriteria en dan van daar af dit toe te pas tot die sukses of die mislukking van die besigheid. So met belasting weet ons hulle betaal persoonlike inkomstebelasting. So as ons kyk na die sukses, die eienaar word slegs in sy persoonlike hoedanigheid belas
Met ander woorde, daar is enkelbelasting. Die eienaar se inkomste word teen 'n laer koers belas in vergelyking met maatskappye. En dan indien die eienaar onder 'n sekere drempelbedrag per jaar verdien, is daar geen belasting nie. So as ek onder 'n sekere hoeveelheid, dan is ek vrygespreek van belasting. Soos ek jou sê, ek het vir jou hierso baie meer opsies ingesit, want dis nie noodwendig dat jy die gaan leer wat ek op my skyfies vir jou gesit het nie. As ons kyk na die mislukking van die besigheid, dit kan nog steeds wees dat ons baie winste begin maak en dan gaan ons natuurlik baie meer belasting betaal. Die versuiming van 'n eienaar om persoonlike inkomstebelasting regulasies na te kom, kan daartoe lei dat jy boetes ontvang. Met ander woorde, al wat daai sê is, as ek nie my belasting gaan betaal nie, en as ek nie gaan dokumentasie instuur wanneer dit van my verlang word nie, dan gaan ek ongelukkig boetes moet betaal aan SARS. As ons dan kyk na die verdeling van winste, met 'n eenmansaak weet ons natuurlik, hulle kry 100% van die wins. So, as ons kyk na die sukses van die besigheid, hulle ontvang al die winste en dus kan hulle dan ook besluit om daai wins wat die eienaar sou ontvang terug te belê in die besigheid, om die besigheid toe te laat om uit te brei. As ons kyk na die mislukking van die besigheid, dit kan wees dat my wins nie al my skuld gaan dek nie, en dit gaan dan beteken dat ek my besigheid nie kan uitbrei nie, want hulle gaan heel moontlik dan my persoonlike bates ook kom vat. So, daai is dan die kortste vir die verdeling van winste. As ons kyk na die opsomming van hierdie les, dit was 'n baie groot les wat ons moes deel in 2. So ons het gekyk spesifiek na alleenhandelaars, ons het gekyk na vennootskappe, ons het beslote korporasies uitgehaal. Dan het ons gekyk na koöperasies, maatskappye het ons dan opgedeel in winsgewende maatskappye en nie winsgewende maatskappye. Wanneer ons kyk na winsgewende maatskappye, het ons gesien ons het privaat maatskappye, maatskappye met persoonlike aanspreeklikheid, publieke maatskappye en staatsbesit maatskappye. Nou al hierdie moet jy hulle eienskappe ken, jy moet ook hulle voordele en nadele ken. So ek het in my vorige les vir die hoë risikoleerders, het ek vir jou 'n goeie opsomming gemaak wat jy kan gebruik. Dit is natuurlik nie altyd in vol sinne nie, en jy moet onthou, dit is belangrik om vol sinne te skryf. En dan in vandag se les het ons gekyk na die 5 kriteria en hoe dit bydra tot die sukses of die mislukking van elke besigheid. En ons het ek het jou gesê, as jy die eienskap ken om daai spesifieke kriteria, dan is dit baie maklik om dit te kan toepas tot die sukses of die mislukking van die besigheid. So ek gaan nou vir jou huiswerk gee en dan met die hersieningsles gaan ons dit merk. So Barnard & Seuns of BAS. Barnard & Seuns is 'n suksesvolle vennootskap, maar die vennote wil verander na 'n ondernemingsvorm waar hulle aandele aan die publiek kan verkoop. Nou vir julle as hoë risikoleerders is dit regtig belangrik dat julle ten minste die ondernemingsvorme moet kan identifiseer en dat jy basiese inligting moet kan deurgee oor daai ondernemingsvorm. So vraag 1.1.1. Noem 'n nuwe ondernemingsvorm wat geskik sal wees vir BAS. Met ander woorde, hulle wil van een na 'n ander ene oorskuif. Beskryf kortliks die voordele van die ondernemingsvorm wat in vraag 2.1 of in 1.1.1 geïdentifiseer is en dan verduidelik die nadele van koöperasies. So net om vir jou 'n bietjie leiding te gee, Barnard & Seuns is 'n suksesvolle vennootskap. Dit is wat hulle huidiglik is. Dis nie wat hulle wil word nie, want die vraag vir jou vir 'n nuwe onderneming. So wees baie versigtig wanneer jy jou vraag lees, highlight, onderstreep jou kernwoorde, maak seker jy verstaan wat die vraag van jou verwag. Hulle het ook gesê, noem, so jy het nie nodig om te motiveer nie. Right. Maar die vennote wil verander na 'n ondernemingsvorm waar hulle aandele aan die publiek gaan verkoop. So, daai gee vir jou 'n groot voordeel. Wat is die nuwe een waartoe hulle wil verander? As ons kyk na vraagie 2, gee besighede raad oor hoe die volgende kriteria kan bydra tot die sukses of die mislukking van 'n publieke maatskappy. So die eerste een is 'n wetgewing. Ek herinner jou, hulle het nog steeds 'n registrasieproses, hulle moet 'n MOU en 'n prospektus indien. En dan hulle het ook natuurlik beperkte aanspreeklikheid. En dan as ons kyk na die bestuur, hulle het 'n minimum van 3 direkteure.
wat hulle moet aanstel. En ons gesê, hulle kan natuurlik bekomes direkteure aanstel en dan as die direkteure nie 'n belang in die besigheid het nie. So daar is vir jou 'n groot tips wat jy kan gebruik om die huiswerk te beantwoord en dan sal ons dit volgende keer merk. Baie dankie vir hierdie les en baie sterkte met jou leerwerk. Jy moet 'n suksesvolle week hê en lekker skryf. Baie dankie, totsiens.